Hoe moeilik was dit vanmôre om in sy teenwoordigheid in te gaan? Of hoe maklik was dit vanmôre? Jy sien, om te wag op die Here is die grootste geheim wat ons vanmôre gaan hoor. Ekskuus, ek wil net hierdie ligte aansit. Anders sien julle hoe sukkel ek om te lees. Sy. Ek het so 'n jaar gelede selfe tema gehad, gepraat oor afsonder. Hierdie is glad nie gekopie nie, glo my. Ek het net onthou, ek het op 'n stadium hieroor gepraat. En verlede week donderdag ongelooflike ondervinding gehad. Ek's daar by die huis en die volgende oomblik sê ek vir my vrou, ek wil net gaan afsonder. Ek het hierdie ongelooflike urge om by die Here te kom, om te kom hoor. Hy wil vir my duidelik iets sê. En ek kom hier in en ek wil vir u sê, ek was 'n paar ure hier besig. Net om te huil. Net om op te breek voor die Here. En die Here gee vir my hierdie woord wat ek met julle gaan deel vanmôre. En dit gaan oor afgesonder. En ek het met 'n verskeie klomp mense gepraat wat hierdie ding vir my bevestig het. Ook nogal verlede week donderdag het hulle dieselfde ondervinding gehad van, dis asof die Here gesê het, kom bietjie eenkant toe, ek is besig met iets groots, ek is besig om jou voor te berei, want ons gaan moet afgesonder word vir die werk wat God vir ons wil doen in hierdie tye. En daar's iets in die geeswêreld besig om te gebeur, daar's skielik 'n dringendheid om God se stem te hoor. En ek hoop en bid vanmôre, daai dringendheid is by jou. Om sy stem bo elke stem te hoor. Nou ek het hier 'n skrif, Lukas 21 vers 8. Ek sien hy's nie hier nie. Sy ook nie daar nie. Gaan ek my Bybel moet lees? Is hy daar? Okay, maar hy's nie hier nie. Okay, hy sê try again, maar ek gaan die Bybel lees. Ek gaan vir ons lees in Lukas 21 vers 8. Hy sê daar, hy antwoord, Jesus, pas op dat niemand julle mislei nie. Dankie Koning, want baie sal onder my naam kom en sê, dis ek en die tyd is naby, gaan dan nie agter hulle aan nie. Ek wil die klem lê op, pas op dat julle nie mislei word nie. Ag, dankie, baie dankie, ek waardeer. Alright, so, dit gaan eerstens oor die hartsaak, dan sê hy in vers 34, hoor wat sê hy, maar pas op vir julle self, dat julle hart nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie, want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat oor die hele aarde woon. Waak dan en bid altyd deur sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Ontvlug, onthou bietjie net daai woord, om al hierdie dinge wat kom te ontvlug. Jy sien, mense ervaar nie meer daardie plek of tyd in jou lewe vir ligsinnigheid nie. Daar's 'n skeiding wat besig is om te kom tussen ware geesvervulde kinders van die Here en vleesvervulde kinders van die Here. Jy sien 'n dringendheid van skei wat jou afskei van mense wat nie in 'n diepe afhanklikheid van die Heilige Gees meer wandel op hierdie aarde nie. As jy dit ervaar, is die boodskap vanmôre vir jou. As jy dit nie ervaar nie, bid God om dringend hierdie dringendheid in jou gees te gee. Ouens, want ons moet begin afsonder, ons gaan moet begin klaarmaak met die dinge van hierdie wêreld. Jesus se boodskap sluit in, natuurlik, rampe, oorloë, aardbewings, ons sien al hierdie goed, maar hy raak baie dieper aan, naamlik die hart, want dis die plek van misleiding. Jou hart is die plek wat jou gaan mislei. Want dit wat jy in jou hart glo, gaan bepaal waarheen jy op pad is.
En jy sien, daar gaan 'n probleem begin kom en ek dink hy's klaar daar. Die afval is klaar besig om te gebeur. Onthou ek praat eerstens met die kerk. Die woord is vir die kerk geskryf. So die afvalligheid begin natuurlik by die huis van die Here. Daarom sal sy geroep sag en intens in jou hart wees. Geloof het vir te veel mense 'n roetine geword. 'n gewoonte godsdiens. Ons doen dit nog altyd so, ons sal dit aanhou so doen. Ek het vir jou slegte nuus. God is 'n God van vernuwing. God is 'n God wat jou en my in sy heiligheid wil intrek. Hy is die een wat wonderwerke in jou lewe wil doen. En jy gaan uit jou godsdienstigheid, daai gewoonte, daai roetine, moet jy uitkom. Die stemme van hierdie wêreld word al hoe groter, al hoe sterker. Die stem van die Heilige Gees word al hoe stiller. Daarom wil God jou eenkant toe vat. En dan wanneer jy daai dringendheid in jou gees kry, maak nie saak waarmee jy besig is nie. As jy hierdie drang kry om te sê, hoorie, die Here wil gou met jou praat, los, gaan hoor wat sê hy vir jou. Dis die beste ding wat met jou kan gebeur. Glo my. Want skielik begin jou hele lewe 'n ander uitkyk kry. Begin jou hele lewe nuwe sin en betekenis kry. Jy sien, die kompromie word groter, selfregverdiging van hoe jy die Bybel verstaan. Met ander woorde, jy compromise. Wie eers aan die brand was vir die Here Jesus, is skielik lou. Openbaring kom, hy sê ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Hy sê ek teen jou, hy sê want, was jy maar lou, koud, of warm, een van die twee. Omdat jy lou is, gaan ek jou uitspoeg. Met ander woorde, as jy 'n lou Christen is, as jy ry op die rug van jou godsdiens van hoe jy dit nog al jou lewe doen, gaan God jou uitspoeg. Hy sê jy's lou, jy's nie in die brand, jy wees liewer morsdood ijskoud, as wat jy lou is. Want jy sien, as jy lou is jy vals. Jy gee voor, jy pretend. Ongelukkig raak die kerke al hoe meer soos die wêreld. Die liefde verkoel, dis 'n bietjie minder bid. Net so 'n minuut, kan ons nog 'n minuut bid? Kon ons vanmôre aanbid vir 20 minute saam met hierdie? Hoe moeilik was dit? Nee, maar kry nou klaar. Ek is nou moeg, ek wil nou sit. Is dit jou gesindheid vanmôre? Dan is jy lou. Dan moet jy pas op, God gaan jou uitspoeg. Jy sien, ons raak meer gemaklik. Baie minder honger na God. Baie minder na die volheid van die Heilige Gees. En skielik het die duiwel jou. Dis nie 'n skielike ding nie. Geleidelik. En op 'n dag kom jy agter, hy het jou. Die druk van ons tyd gaan jou, vir my, nader trek aan God, of dit gaan ons laat wegdryf. Daar's 'n afskeiding of 'n afsondering. Jy sien, die probleem is, mense met wie jy nie meer wil connect nie. Sny jy uit jou lewe uit. Dit begin altyd in die kerk. Bybels korrek. Die liefde van die meeste gaan hulle gaan mekaar verraai. En skielik wil jy nie meer met hierdie ou connect nie. Die beste ding wat jy kan doen, stap weg. Is dit goeie raad vir 'n kerk? Beste raad. Die Judasse sit in die kerk. Die valse profete sit in die kerk. Die misleiding sit in die kerk. En skielik sien jy, maar ek kan nie meer met hierdie ou nie, ons is nie op dieselfde geestelike vlak nie. Stap weg. Maak dit jou hoogmoedig? Nee, dit maak jou totaal afhanklik van die Heilige Gees. OK. Dis net 'n vertoon van die Heilige Gees teenwoordigheid. Ek luister na 'n pastoor in die Kaap hierdie week, liewe ouers. Kyk, hy ou gil en skree, hy gaan te kere. Ek dog hierdie ding is besete soos hy te kere. En ek's ernstig, ouens. Het julle vanmôre agtergekom hoe stil is, moeilik is dit om stil te raak voor die Here. Want ons wil altyd iets sê. Ons wil altyd iets doen. Ons wil altyd lawaai maak. Nee. Gaan kyk na Elia. God sê, ek's nie in die storm nie. Ek is ook in die stil byntjie. Daar's 'n tyd
Nou hierdie ou in die Kaap, hy gaan te keer, ek dink dit was Woensdag of Donderdag aand gekyk. Net so rukkie gelukkig. Mense maar hy gil. En hy skreeu. En hy syk die mense op. En hy sê, julle moet, dis vals. Hulle probeer die Heilige Gees opwek. Wow, so. Hoor die stem van die Here, ek dog hierdie is van sy kop af. Julle wat sê tragedie, sy kerk sit vol. En almal is opgesyk. En almal sê, yes, en hulle waai die vla, en hulle spring op en af. En hierdie ou, hy skree, en hy vergelyk hom, hy sê, ons is die geslag van Jeremia. En toe ek dit hoor, toe sit ek af. Toe sê ek, hy is 'n vals profeet, want ek sien nie Jeremia loop en syk mense op nie. Moenie jou kerk opsyk nie. Die Heilige Gees moet die werk doen. En hy begin blaas, poe. En dit is nou die Heilige Gees. Magtig ouens, waarmee is die kerk besig? En ons moet pas op vir hierdie triks in ons kerke. Ons moet hierdie goed dophou, en as ons hierdie goed ervaar, moet ons dit onmiddellik aanspreek en verwyder uit ons lewens uit. Sy hele preek was 'n vertoon, was 'n show. Hy was besig om mense op te hits. Maar ek wil vir jou sê, die Heilige Gees roep jou en my om alles wat jou aandag aftrek uit jou lewe uit te kry. Nou die woord van die Here sê 'n groot ding. Jesus, hulle kom by Jesus, hulle sê, hoe het hierdie kaf tussen die koring gekom? Presies vandag aan die gang. Moet ons die kaf gaan uittrek? Hy sê, nee, laat die kaf saam met die koring groei. Daar kom 'n dag, wat hulle die oes gaan afval, wanneer die kaf gaan gebrand word. En hoeveel van ons sit in die kerk vandag, en is kaf en die koring? Wat se vrug draai jy? Is jy vol van die Heilige Gees? Is jy besig om gelei te word deur die Heilige Gees of deur jou, soos Nico nou vir my genoem het, jou hoogmoed? Jy stel jou aan, jy kyk neer, jy dink jy is beter. Jy dink jy kan ander vermaak. Geestelike afsondering is in Jesus se eie woorde baie belangrik. Weet julle wie gaan sy stem hoor? Wie kom die skop? Die oorblyfsel. Hy sê, breed is die pad na die verderf, daar's baie wat hom kry. Smal is die pad na die ewige lewe, daar's min wat hom kry. En hy sê, net die oorblyfsel, met ander woorde, die minderheid, gaan daai pad kry. The remnant. En dis hy met wie hy praat vanmôre, met wie hy wil praat. As jy vanmôre bereid is om af te sonder, om jou af te skei, om mense uit jou lewe uit te kry, gaan jy die stem van die Here begin hoor. Ek gaan dit vir jou bewys uit die woord uit. Dis nie wat ek sê nie. Dit was soos in die dae van Noag, Genesis 6, kom, hy sê in vers 8. Nou Jesus praat, hy noem dit in Matteus. Wat staan daar? Genesis 8, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Jesus sê, dit sal weer wees soos in die dae van Noag. OK, so gaan ons genade kry, gaan ons nie genade kry. Daai keuse is joune vanmôre. As daai stem jou roep, moet jy afgaan sonder, moet jy eenkant kom, moet jy jou af begin skei, sodat hy jou kan voorberei vir die grootste gebeure, die wegraping. Dink te veel ouens het begin dink die wegraping gaan nie plaasvind. Gelukkig sê die woord van die Here, daar gaan spotters kom in die laaste dae wat gaan sê, waar is die belofte van sy wegraping? Hy kom verseker. Alright, en God sê vir Noag, let op, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld. Klink dit nie soos 2025 nie? Die hele aarde is vervul met geweld. En kyk, ek gaan hulle saam met die aarde, alles, verdelg. 7 jaar, God se groot verdrukking wat gaan kom, kind van die Here.
Maak seker, jy gaan saam. Maak seker, jy gaan nie hierdie volgende 7 jaar, waar die verdrukking, groot verdrukking kom, waar die verwoesting van God kom, hier gaan wees nie, want God het dit besluit. Hy sê, maak vir jou 'n ark van goferhout, met afdelings moet jy die ark maak, en binne en buite die pyp met pik, moet jy dit bestryk. Alright, so die opdrag is daar. Met ander woorde, God sê, Noag, ek sonder jou af. Ek gee jou 120 jaar, bou hierdie ark. Maar ek begin jou afsonder. Wat dink julle het Noag daai tyd gedoen toe hy die ark gebou het? Weet julle wanneer het hy gaan party hou? Na die vloed. Hy het stormdronk geword. Staan in my Bybel. Staan in jou Bybel. Hy's deur hierdie verskriklike ding. En toe word hy dronk, toe hy die ark uitkom. Maar hierdie 120 jaar het Noag afgesonder. Hy het hom eenkant geskei. Hy het gedoen wat God gesê het hy moet doen. Die fynste detail om hierdie ark te gaan bou. God is besig om sy kinders af te sonder, want hy gaan sy kinders beskerm. OK. As ouens wat glo ons gaan deur die groot verdrukking, geniet dit. Ek gaan nie. Dis nie wat my Bybel my leer nie. Lot kom dieselfde, Genesis 19 vers 15. En toe die dag begin breek en die engele by Lot aangedring sê, maak jou klaar, neem jou vrou, jou 2 dogters wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie. Maak jou klaar. Kry klaar. Alright, vers 16. Maar hy het nog 'n talm. Toe gryp die man na hom en sy vrou en sy 2 dogters aan die hand, omdat die Here hom wou verskoon, en hulle lei hom uit en bring hom buitekant die stad. Hulle gryp hulle. God kom en hy sê, wat sê hy in Judas? Ons moet hulle met geweld uit die vuur uittrek. En toe hulle na buite uitgelei het, sê hy, vlug vir jou lewe, moenie omkyk nie, moenie ergens in die Jordaanstreek bly staan nie, vlug na die gebergte, dat jy nie omkom nie. Met ander woorde, die gevaar kom, die moeilikheid kom, ek wil jou eenkant kry, ek wil jou afsonder, ek wil in jou belê, ek wil in jou die beste na vore bring. Maar nou, kyk hoe amazing is dit. Daarop antwoord Lot hulle, ag nee my Here, kyk tog, u knegt het genade in die oë gevind, en u het u guns groot gemaak, wat u my bewys het deur my in die lewe te bou. Maar ek is nie in staat om na die gebergte te vlug, sonder dat die onheil my inhaal en ek sterwe nie. Totaal afhanklikheid. En hy is totaal realisties. En hy weet, gaan dit nie maak sonder God nie. Ouens, ons gaan dit nie sonder die Heilige Gees maak. Kyk tog, hierdie stad is naby om daarheen te vlug, en dis klein. Laat my tog daarheen vlug. Is dit nie klein nie, dat ek kan lewe? En hy sê vers 21, hy sê vir hom, kyk, ek neem jou ook in hierdie saak in guns aan, sodat ek die stad waarvan jy gespreek het, nie sal omkeer nie. Right? Vlug gou daarheen, want hoor wat sê God. Ouens, luister, hoe intens lief het hy jou vanmôre. Hoor hoe intens betrokke is hy in jou lewe vanmôre. Hoor hoe intens wil hy jou eenkant kry. Hoor hoe intens wil hy hê jou hart moenie mislei word nie. Vlug gou daarheen, want ek kan niks doen voordat jy daar aankom nie. Kan niks doen nie. Jy moet uit die pad uitkom. Jy moet wegkom. Jy moet eenkant kom voordat ek my oordeele begin. Ouens, hier is die bewys vanmôre weer. Die wegraping gaan plaasvind. Maar die tragiese nuus, die wegraping is nie vir almal nie. Heiligmaking is God se eis, waarsonder niemand hom gaan sien nie. Alright? Alles gaan as jy wil. Israel, nog 'n voorbeeld, word afgesonder. Hulle is in Egipte. En die Here sê, vat bloed, smeer dit. Wat het hulle gedoen? Gehoorsaam. Het hulle afgesonder, heeltemal. God het gesê, smeer die bloed, kom nie uit jou huis uit nie. Bly binnekant.
Nie een van die pla het hulle getref nie. Dieselfde gebeur op die dag van Pinkster. En hier kom die tragiese. Jesus sê vir hulle, ek gaan na my Vader en julle Vader, maar ek gaan vir julle die beloftes. Maar wat sê hy? Gaan na Jerusalem en gaan wag. Hoeveel disippels het Jesus gehad? Skat. 40, 50.000? Ek praat van wie hy genees. Ek praat van al sy wonderwerke. Ek praat van wie hy almal kos gegee. Jy sien, hulle is almal disippels. Sien julle die kerk? Ons is almal disippels. Maar toe die moeilikheid kom, toe bly daar 120. Toe die groter moeilikheid kom, toe bly daar 12. En Jesus sê, wil julle nie ook dan mag gaan? En nou Petrus sê, Here, waar sal ons gaan? Waar anderster kan ons gaan? En uit die duisende wat saam geëet het, wat hy gevoed het, wat hy genees het, die Bybel sê, alles wat hy gedoen het, daar is die plek in die Bybel, vir al die tekens wat hy gedoen het. Ons jaag vandag die tekens, in plaas van die gees. Hulle gaan wag, toe die Heilige Gees uitgestort word. Sê God, hier begin julle bediening. Hier kom die Heilige Gees vuur. Hier kom die salwing. Hier kom die deurbreke. Hier kom julle genesings. Hier kom julle wonderwerke. En dis presies wat die disippels gaan doen het. Toe hulle daarvan af uitgaan, toe gebeur die grootste dinge ooit in hulle lewens. Die volgelinge het nie geluister nie, hulle het nie gaan wag nie, hulle het nie gaan afsonder. Jesus red nie sommer net 'n klomp mense uit 'n eis. Gehoorsaamheid, heilig maak. So hy red nie maar net sommer 'n klomp mense, hy sê nee, kom eenkant, word afgesonder, wag, want God openbaar sy heerlikheid nie aan die man en vrou wat half in sy wil is en half in die wêreld is. Hy gaan nie. Die woord sê ek is 'n jaloerse God. Klaar, hy is 'n jaloerse God. Dis jou keuse. So hoor of sy stem of ignoreer dit. Want jou geestelike toestand gaan bepaal waar jy gaan opeindig. Jy sien, dan word gebed vir jou baie dringend. Ouens, kan jy 5 minute bid? Ek sit hierdie ding in jou kort vanmôre. Kan jy 5 minute bid? En as jy bid, is dit 'n uitelike herhaling? Jesus sê, moenie soos die gefeinstes, die skrifgeleerdes wees. Hulle staan voor, hulle maak vir die vertoning groot shows, gebruik groot woorde om die mense te beïndruk. God sê, jou hart mislei jou. Kan jy 5 minute bid? As jy nie kan, het jy 'n verskriklike groot probleem. Jy het 'n ongelooflike probleem. Want jy's besig om met hom te praat, waar jy vir ewig mee gaan saamlewe, en jy kan nie 5 minute met hom spandeer. En dis ons probleem van ons tyd, ons is te besig. Ons hart loop rond. Ons is aan die jag. Is jou aanbidding intenser? Leef God se woord werklik in jou hart? Jy sien, as daar hoogmoed is, as daar eie ek is, moet dit vernietig word. Groot pratery moet uit jou lewe uit verwyder word. Kom totaal uit Babel uit jou ou gewoontes, die ou self, die ou sterf, die seer, die verskoning wat jy bly gebruik. Ja, maar weet jy, daai mense het my so seer gemaak, en weet jy, ek het hulle vergewe, jy lieg, jy praat nog daaroor. Daar's pastore wat nog daaroor preek. Ek hoor dit in hulle preke. Hulle het nog hierdie bitterheid oor iemand wat hulle te nagekom het. En nou is dit 'n steekstoel, is nie 'n preekstoel. En hy hoop maar iemand wat hulle te nagekom het, hy sal seker sal dat daai iemand ook die boodskap kry.
My heerlikheid, ouens. Ons het te doen met 'n ander God, hoor. Ons is nie hier besig met 'n Mickey Mouse speletjie. Sien, te veel mense dra nog die wêreld saam. Ons moet plek maak vir net die Heilige Gees. 'n Leefstyl van reinheid, heiligheid bly God se eis. Afsondering is God se grootste en dringendste roep dwars deur die hele Bybel. Gaan kyk van die begin af, voordat die rampe kom, sonder hy sy kinders af. Voordat die moeilikheid kom. Hoekom? Kind van God, want hy wil jou beskerm. Ons glo dit. Maar hoekom moet ek deur hierdie moeilikheid gaan? Hoekom moet ek deur hierdie gaan? Omdat ek en jy gevorm word. Omdat ek en jy na die karakter van Christus gevorm word. Ons sal deur verdrukking gaan. Ons sal deur moeilikheid gaan. Maar ek sê vir julle, ons sal nie deur God se toorn gaan. Jy glo dit nie. My Bybel sê dit. Want die Here God in sy woord sê, my saak is met Israel, die kerk moet uit die pad uit. Jesus is besig om te pleit by jou en by my, in daai dringendheid in jou gees, maar jy ignoreer dalk daai stem. Hy sê, kom een kant, kom een kant, kom een kant. Mag jy nie nou tyd niks bees, kom een kant. Ernstiger gaan daai dringende geroep. Stop. Want die Bybel sê vir my, daar was 10 maagde. En toe die bruidegom kom, toe gaan die deur toe. En toe klop hulle. Meneer, maak oop, hy sê ek jou nooit geken. Weet jy wat se tragedie is dit? Die kerk is vol mense wat God nie ken. Jy dink jy ken God, maar hy ken jou nie eers. Dis skokkend. En dis nie ek wat dit sê nie, die woord sê dit. Ek wil afsluit vanmôre met 'n baie mooi stuk. Die ou wat hom geskryf het is John Rudel. Hy het 'n gesprek met God. Hy sê, "Hey God, it's me." God sê, "Hello." Hy sê, "I'm falling apart. Can you put me back together?" God sê, "I would rather not." Ek vra, "Why?" God sê, "Because you are not a puzzle." Ek sê, "Here, maar what about all the pieces of my life that are falling down onto the ground?" God sê, "Let them stay there for a while. They fell off for a reason. Take some time and decide if you need any of those pieces back in your life." Hy sê, "I don't understand. I'm breaking down." God sê, "No, you don't understand. You are breaking through. What you are feeling are just growing pains. You are shedding the things and the people in your life." Hoor jy wat sê hy? The things and the people in your life that are holding you back. You aren't falling apart. You are falling into place. Relax, take some deep breaths and allow those things you don't need anymore to fall off. Quit holding onto the pieces that don't fit you anymore. Let them fall off. Let them go. Hy sê, "Once I start doing that, what will be left of me?" God sê, "Only the very best pieces of you." Hy sê, "I'm scared of changing." God sê, "I keep telling you, you are not changing. You are becoming." Becoming what, vra hy? Becoming who? God sê, "Becoming who I created you to be. A person of light and love and charity and hope and courage and joy and mercy and grace and compassion. I made you for more than the shallow pieces you have decided to adorn yourself with, that you cling to with such greed and fear. Let those things fall off you. I love you, don't change. Become what I made you."
going to keep telling you this until you remember it. Hy antwoord, there goes another piece. God sê, yes, let it be. Hy sê, so, I'm not broken. God sê, of course not. But you are breaking like the dawn. There's a new day coming. En ek wil vanmôre hiermee afsluit. En ek wil vanmôre vra, ek wil 'n uitnodiging maak. As jy hierdie urge in jou hart het om eenkant te kom, jaag dit. As jy die urge nie het nie, en jy wil God vra om dit in jou gees wakker te maak, wil ek jou vanmôre vra. Staan op jou voete en vra hom, Here, sonder my af. Ouens, volgende jaar, 'n nagmerrie. Was mooi profetiese woorde. Was wonderlike beloftes. Ek is bevrees. Ons gaan die slegste jaar in ons geskiedenis gaan ons in. Glo my. Die woord sê so. Daaroor sal ons Woensdag aankom. As jy vanmôre vra, Here, ek wil daai stem hoor. Praat asseblief met my. Dan wil ek jou vra, staan op jou voet. En ek wil verder as dit gaan, as jy vanmôre sê, ek is hier vanmôre met 'n verwagting vir my wonderwerk. Dan wil ek jou ook vra, kom vorentoe. Jou salf vanmôre. Wil vir jou hande oplê. Vir God glo vir jou deurbraak. Vir God glo vir jou wonderwerk in hierdie môre. Liefie, sal jy vir ons weer holy opsit, asseblief. Dankie.